Goeiemôre graad 11. Vandag wil ek so 3 belangrike langvrae met jou bespreek wat belangrik is vir jou eksamen wat voorlê. So kyk na die eerste langvraag. Produkte kan nie bestaan sonder die faktor markte nie en die omgekeerde is ook waar. Bespreek volledig die produk en faktormark en verwys na die interafhanklikheid van hierdie twee markte. En dan jou addisioneel, hoekom is die volmaakte mededinger 'n prysnemer? Illustreer jou antwoord met 'n grafiek. Dit is baie belangrik. 'n Mark is 'n plek waar kopers en verkopers bymekaar kom, ooreenkom op 'n prys en 'n goedere of diens uitruil. As ons kyk wat behels 'n produkmark, dit is plekke waar goedere en dienste gekoop kan word. Dit is nie altyd fisiese plekke soos 'n supermark nie, dit kan ook 'n webwerf of advertensie in 'n tydskrif wees. Markte van goedere soos motors, kos en rekenaars. Die deelnemers in die ekonomie wat 'n behoefte het aan produkte van hierdie mark is huishoudings, besighede, staat en die buitelandse sektor. Die produkmark vorm 'n skakel tussen die koper van goedere en dienste en die firma wat goedere en dienste verkoop. Die vraag na goedere en dienste is afhanklik van faktore soos inkomste, die grootte van die bevolking en die smake en voorkeure van verbruikers. 'n Verhoging in hierdie faktore lei tot 'n verhoging in die vraag na die goedere en dienste, plaaslik, in die streek, nasionaal en internasionaal. Jou faktormarkte is die plek waar die produksiefaktore gekoop kan word. So jou produkmark, dis waar alles gebeur, en dan jou faktormark, dis waar daai wat ons net alles gedoen het, verkoop word. Enige besigheid of individu kan land, kapitaal, arbeid en entrepreneurskap koop op die faktormark. Elke faktor word in aparte markte verkoop. 'n Produksiefaktor soos grond en kapitaal kan gekoop word om produkte en dienste onmiddellik te vervaardig of as 'n belegging. Hierdie faktore verhoog in waarde oor tyd. Arbeid het 'n afgeleide vraag en word slegs gevra om te kan produseer. Daar is 'n nut om arbeid te koop, nie behalwe as dit nodig is om onmiddellike uitsette te produseer. Dan kyk ons na die interafhanklikheid van die markte. Jou produkmarkte kan nie sonder jou faktormark bestaan nie en omgekeerd. Veranderinge in die faktormarkte het 'n direkte effek op die produkte. Mark produksiefaktore het slegs waarde as dit in die produksieproses gebruik word. Jou produksiefaktore is nie altyd beskikbaar nie. Die prys van produksiefaktore word bepaal deur die vraag en aanbod daarvan. Die koste om 'n produk te produseer hang af van die koste van die produksiefaktore wat gebruik word in die produksieproses. Grond is beperk, so kosproduksie word beïnvloed deur faktore soos droogte en swak grondgehalte of grond wat vir ander produksieprosesse gebruik word. Arbeid is oorvloedig in aanbod in meeste lande. So as 'n tekort aan geskoolde arbeid bestaan, sal die prys van goedere en dienste wat geskoolde arbeid nodig het, styg. As 'n tekort aan grond ontstaan, sal dit die produksie van kos negatief beïnvloed. Dienste soos gesondheidsorg en onderwys sal negatief beïnvloed word deur 'n tekort aan geskoolde arbeid. En aan die laaste interafhanklikheid, daar is 'n groot afname in die aanbod van geskoolde arbeid in Suid-Afrika as gevolg van die effek van HIV, vigs en immigrasie, so mense wat dan nou die land verlaat. As ons kyk, hoekom is die volmaakte mededinger 'n prysnemer? In 'n volmaakte mark is daar baie kopers en verkopers. Dit is nie moontlik vir een firma om op hulle eie die prys te beïnvloed nie. Nie een van die produsente kan 'n hoë prys vra, omdat dit sal lei dat hulle markaandeel sal verloor en aan ander produsente. Die prysverandering in 'n volmaakte mark word bepaal deur vraag en aanbod met geen eksterne faktore wat dit hoër of laer maak nie. Soos wat nuwe firmas met gemak kan toetree tot die mark, word die prys van met elke nuwe toetrede afgedruk.
die prys deur die individuele firma gevra moet dieselfde as die mark wees. Die individuele firma se vraagkurwe is horisontaal of perfek elasties. En daar is jou twee grafieke, die industrie, hulle produseer of hulle vra die prys waar vraag en aanbod mekaar kruis, so by jou ewewig, en jou individuele firma produseer dan by prys 1 dieselfde as die industrie, waar die gemiddelde inkomste gelyk is aan jou marginale inkomste. En dan as ons kyk na die slot, sonder markte sou owerhede moes ingryp en dit kan lei tot markmislukkings. Hierdie is 'n baie belangrike langvraag en ook baie belangrike werk. Bespreek met behulp van grafieke die volgende korttermyn ewewigsposisies vir 'n volmaakte mark: ekonomiese wins, verlies en normale wins. En dan jou addisioneel, hoe suksesvol sal 'n oligopolie wees om sy markaandeel te vergroot deur die prys van die produk te verhoog. 'n volmaakte mededinger is 'n mark met 'n groot hoeveelheid kopers en verkopers. Nou as ons kyk na ekonomiese wins, met 'n volmaakte mark, baie belangrik. Skets my of teken vir my die grafiek oor. Dis baie belangrik. Die minimumpunt waar die korttermyn gemiddelde kostekurwe, dit is nou GK, laer is as die markprys. Die besigheid is in ewewig by punt E, waar jou marginale inkomste, jou marginale koste mekaar sny. So dit beteken die besigheid sal hoeveelheid van 7 produseer met 'n markprys van 10. Jou totale inkomste is gelyk aan die R10 maal met die 7 hoeveelheid. So dit beteken dan jou totale inkomste is dan nou 0, P1, E en Q1. En jou totale koste is gelyk aan daar waar jou gemiddelde kostekurwe dan nou laer is as jou gemiddelde of jou marginale inkomste, en dit is dan by R8 teen 7 eenhede. So die ekonomiese wins word verteenwoordig deur die gebied CP1EM, wat dan beteken jy maak R14 wins. Ekonomiese verlies, die minimumpunt waar die korttermyn gemiddelde kostekurwe, jou GK, hoër is as die markprys of jou gemiddelde inkomste. Die besigheid is in ewewig by punt E, waar jou marginale inkomste gelyk is aan die marginale koste, en die besigheid sal 'n hoeveelheid van 7 produseer met 'n markprys van 10. Jou totale inkomste is gelyk aan die R10 maal met 7 eenhede, en jou totale koste is gelyk aan R12 maal met 7. Onthou jou gemiddelde koste is dan nou hoër as jou gemiddelde inkomste. So dit beteken jy ly 'n ekonomiese verlies, want jy betaal meer geld om te produseer as die gemiddelde inkomste wat jy daaruit ontvang. So ekonomiese verlies word dan verteenwoordig deur die gebied 1CEB. So jy maak dan 'n R14 verlies. 12 maal 7 en 10 maal 7 trek dit van mekaar af. Dan kyk ons na normale wins. By punt E, waar marginale inkomste gelyk is aan die marginale koste, sal die besigheid 7 hoeveelheid produseer teen 'n markprys van 10. Die laagste punt van die gemiddelde koste is 'n raakpunt aan die gemiddelde inkomste en marginale inkomste kurwe. Dit impliseer dat die gemiddelde koste gelyk is aan jou gemiddelde inkomste en totale koste is gelyk aan totale inkomste. So normale winsverdienste wat benodig word om die entrepreneur te verhoed om die mark te verlaat, is dan nou R10 en 7 eenhede.
om normale wins te realiseer, moet jou gemiddelde koste kurwe gelyk wees aan jou marginale of jou gemiddelde inkomste kurwe. So net om vinnig te recap, jou ekonomiese wins vir 'n volmaakte mark sal beteken dat jou gemiddelde kostekurwe laer is as jou marginale inkomstekurwe, wat beteken ons sal 'n ekonomiese wins hê. Wanneer daar 'n ekonomiese verlies is wanneer jou gemiddelde koste meer is as jou marginale inkomste, en dan normale wins wanneer jou gemiddelde koste gelyk is aan jou marginale inkomste. Hoe suksesvol sal 'n oligopolie wees om sy markaandeel te vergroot deur die prys van die produk te verander? Die oligopolie sal nie pryse gebruik om markaandeel te verhoog nie, omdat daar net 'n paar maatskappye is wat dieselfde produk verkoop, is hulle afhanklik van mekaar soos in die geval van oligopolie. As een maatskappy die prys verlaag, sal die ander maatskappye volg en die verwagte verhoging in die hoeveelheid gevra sal nie gebeur nie of minder wees as wat verwag word. As die maatskappye egter die prys verhoog, sal die ander maatskappye nie hulle prys verhoog nie en sal die verlies aan kliënte baie groter wees as wat verwag word. Dit lei daartoe dat oligopolie 'n geknikte vraagkurwe het. Die oligopolie sal dus nie prysmetodes gebruik om hulle markaandeel te verhoog. As die maatskappy egter die grootste maatskappy in die oligopolie is, kan hulle die prys verhoog en die ander sal volg met prysverhogings, omdat hulle die prysleier is. As al die oligopolie saamkom en deur sameswering die prys verhoog, sal die verbruiker die hoër pryse moet betaal. Hulle kan ook 'n kartel vorm en met hierdie monopolie pryse beheer. Besighede onder volmaakte mededinging kan slegs normale wins oor die langtermyn maak, omdat meer besighede tot die mark toetree om winste te deel wat op die langtermyn of wat op die korttermyn gemaak is. Dan die laaste langvraag waarna ons kyk, afhangend van die tipe goedere kan 'n vraagkurwe elasties of onelasties wees. Verduidelik die verskillende kategorieë van vraagelastisiteit volledig met die hulp van grafieke. Baie belangrik. Jy gaan vir my elke grafiek oorteken en dan elke grafiek puntsgewys gaan verduidelik en dit dan so leer. Debatteer kortliks of die verskaffer van sjokolade en die verskaffer van petrol beide 'n verhoging in prys sal gebruik om winste te verhoog. Pryselastisiteit van vraag word gedefinieer as die persentasieverandering in die hoeveelheid gevra wat veroorsaak word deur 'n 1% persentasieverandering in die prys en ceteris paribus. As ons kyk na perfekte onelasties, dan is my vraagkurwe vertikaal, baie belangrik. Die hoeveelheid gevra bly onveranderd ongeag 'n verandering in prys. Jou totale inkomste verander in dieselfde rigting as die prys en perfek onelasties is jou pryselastisiteit van vraag gelyk aan 0. Baie belangrik. So as hulle praat van perfek onelasties, beteken dit my vraagkurwe is vertikaal en dit beweeg nie as gevolg van 'n verandering in prys nie. Onelasties, jou pryselastisiteit van vraag is tussen 0 en 1 of kleiner as 1. Die hoeveelheid gevra reageer op 'n verandering in die prys, maar met 'n kleiner persentasie as 'n verandering in die prys. Die totale inkomste verander in dieselfde rigting as die prys. Jy sal sien met onelastisiteit sal jou vraagkurwe baie meer regop wees en wanneer ons praat van elastisiteit sal jou vraagkurwe meer horisontaal wees. So in die geval van onelastisiteit is jou vraagkurwe meer vertikaal. So dit beteken dat die hoeveelheid gevra reageer op 'n verandering in die prys, maar met 'n kleiner persentasie as die verandering in prys. So byvoorbeeld, kom ons sê, jou prys styg met 50%, sal die totale verandering in vraag, soos jou hoeveelheid sal dan byvoorbeeld daal met
25%. So daar's nie dis nie ewe veel nie. Eenheidselasties, dis wanneer jou elastisiteit van vraag gelyk is aan 1. Die persentasieverandering en die hoeveelheid gevra is gelyk aan die persentasieverandering in die prys. Die totale inkomste sal onveranderd bly. So al wat dit sê is, as jou prys opgaan met byvoorbeeld 30%, sal jou hoeveelheid gevra ook opgaan met 30%. Elasties, jou pryselastisiteit van vraag is tussen 1 en oneindig, so jou pryselastisiteit van vraag moet groter wees as 1. Die hoeveelheid gevra reageer met 'n verandering in die prys, maar met 'n groter persentasie as die verandering in prys. Totale inkomste verander in die teenoorgestelde rigting as die verandering in die prys. So my prys het opgegaan met byvoorbeeld 20%, maar my hoeveelheid gevra het gedaal na 60%. Dit is elastisiteit. Perfek elasties, dit is jou pryselastisiteit van vraag gelyk aan oneindig. Wanneer die vraag perfek elasties is, sal dit lei tot 'n verandering in die prys en 'n oneindige verandering in die hoeveelheid gevra. Inkomste sal oneindig verhoog met 'n vermindering in prys. So wanneer iets per elasties is jou vraagkurwe horisontaal. So maak nie saak wat die prys is nie, verbruikers sal steeds daai produk wil hê. Addisioneel, die verskaffer van sjokolade en die verskaffer van petrol sal nie beide pryse gebruik om hulle winste te verhoog nie. Die pryselastisiteit van vraag vir sjokolade is pryselasties, omdat sjokolade 'n luukse is en die prys te hoog word, sal mense sjokolade ophou eet en 'n substituut vir sjokolade kry. Vervaardigers van sjokolade wat hul inkomste wil verhoog, kan dit doen deur die prys van sjokolade te verlaag, want die verandering in die hoeveelheid gevra sal proporsioneel meer wees as die persentasieverandering in die prys van die produk. Die pryselastisiteit van vraag na petrol is onelasties. Selfs as die prys verhoog, het mense vervoer nodig om by die werk te kom en sal nog steeds petrol gebruik. Daar is geen substituut vir petrol nie en hulle moet die duurder prys vir petrol betaal. Vervaardigers van petrol word aangemoedig om pryse te verhoog en die proporsionele verandering in vraag is baie kleiner as die verandering in die prys van die petrol. Gevolgtrekking, die produsent kan nie altyd staat maak op prys te verhoog om inkomste te verhoog nie, want hulle moet weet hoe prysverhogings die vraag na hulle produk sal beïnvloed en nie liewer nie prysmetodes te gebruik om hulle markandeel en inkomste te verhoog. Baie dankie graad 11, maak asseblief seker jy som hierdie 3 lang vrae vir my op, ken dit uit jou kop uit en gee asseblief aandag aan die ekonomiese wins en verlies en normale wins van 'n volmaakte mark en dan ook die elastisiteit van vraag asseblief baie belangrik. Lekker dag verder. Bye bye.